Welkom by Eenheid 3, Leeruitkoms 9. Ons sal verken hoe sosiale media het die sakemodel in digitale bemarking verander. Met Kalfas se wet bepaal dat die waarde van 'n netwerk eksponensieel groei met die aantal gebruikers. Hierdie beginsel is die sleutel in digitale bemarking. Sosiale media het 'n revolusie gemaak besigheidsinteraksies, produkbevordering en handelsmerklojaliteit. Kom ons duik in die besonderhede. Direkte betrokkenheid met kliënte het verskuif van monoloog na dialoog, die bevordering van verhoudings en vertroue deur middel van intydse terugvoer. Getekende advertensies op sosiale media laat presisietekening en koste-effektiewe bemarking toe, wat die opbrengs op belegging maksimeer. Inhoudbemarking en handelsmerkvertelling word deur sosiale media verbeter, wat besighede in staat stel om resonante inhoud te skep en te deel. Beïnvloederbemarking gebruik die reikwyte en vertroue van sosiale media beïnvloeders om produkte autentiek te bevorder. Sosiale media dien as 'n kliëntedienskanaal wat toeganklike ondersteuning bied en die algehele kliëntervaring verbeter. Data-analise op sosiale media platforms bied uitvoerbare insigte wat data-gedrewe besluitneming vir voortdurende verbetering moontlik maak. 'n Handelintegrasie op sosiale media stroomlyn die aankoopproses, bied 'n naatlose inkopieervaring. Gemeenskapsbou en handelsmerkvoorspraak word deur sosiale media bevorder, wat gebruikergegenereerde inhoud en handelsmerklojaliteit aanmoedig. En laastens, krisisbestuur. Sosiale media speel hier 'n deurslaggewende rol, wat besighede in staat stel om intyds op krisisse te reageer, vinnig verkeerde inligting aan te spreek en hul reputasie te bestuur. Deur deursigtig te kommunikeer gedurende hierdie tye, kan besighede vertroue en geloofwaardigheid met hul gehoor handhaaf. Ten slotte, sosiale media het fundamenteel getransformeerde digitale bemarking. Om dit effektief te omhels kan dryf volhoubare groei en mededingende voordeel.